Hy sê, ek bou my kerk, en die poorte van die hel sal daarteen nie stand hou nie. Amen. Pastor Sidney, wat 'n voorreg om u saam met ons te hê, die woord van die Here te kan ontvang. Amen, amen. My begroeting is in die naam van die Here. Ek groet u uit liefde, ek groet u uit vreugde. Die Here is op die troon. Niks kan teen ons kom nie, niks magte kan teen ons opstaan nie, want die seën van die Here maak ryk. En moedevolle arbeid voeg daar niks by nie. God is groot. God is teenwoordig. God is hier. Hy's langs in my, hy's voor my, hy's binne in my. Greater is he that's in me than he that's in the world. Halleluja. Dierbares, ek wil hê u moet lekker voel. U moet lekker voel, dat ek net sien of u nog hier is. Amen. Ek moet protokol voorbehou. Ek groet elke pastoor, Pastor Tommy, twee pastore, geseën. Ek groet elke pastoor, elke diaken, elke ouderling, elke kind van die Here. Groet ek vanmôre in die mooi naam van die Here. Die Here is hier. Nou, pastoor was besig met 'n program, 'n geruime tyd. En die program het gegaan aangaande die koninkryk. Nou, vir baie van ons kan die terme koninkryk 'n bietjie verwarring ook veroorsaak. Maar die Here sê, die koninkryk van God is die heerskappy van God. God is oor sy skepping. Amen. Hy is die regmatige eienaar daarvan. Daarom het niemand anders enige aanspraak daarop nie. Die koninkryk is vir my. Die koninkryk is vir my familie. Die koninkryk is vir my vrou. Die koninkryk is vir my kinders. Die koninkryk is vir my gemeenskap en vir die wat baie na aan my hart is. Vir hulle is die koninkryk daar. Amen. Ek dink nog nou daaroor dat die Bybel sê self, die amens en die hallelujas gaan klink soos 'n donderstorm. So die la amen. Ek weet nie of dit in aanmerking gaan gebring word nie, of in aanmerking gaan kom nie. U weet, einde van die jaar, nee, so eerste en tweede nuwe jaar, hier voorlangs, by die parade, dan loop die klopse. En luister, as hulle hande klap, dan klap hulle hier hande. Maar baie van ons kom af, en in die kerk hulle hier hande klap. Maar die klopse, hulle klap hier hande. Hulle is vol van die salwing van wat hulle doen. Waaroor ons Jesus gaan ons dieper in op wat die koninkryk in sy prediking beteken en hoe ons dit vandag moet verstaan. Nou, dit is wel belangrik om te laat weet, God het reg op alles. En ons wag en ons mag sy heerskappy nie minag nie. Sy mag is so groot. Ons lees self dit in die boek van Psalms, dat hy spot met die konings wat teen hom in opstand kom en sy heerskappy verwerp. What a graceful moment. What a deliverance from Christ that he want to restore. Oh my God. Dat hy wil binne in ons sy koninkryk restoreer. Hy wil hê ons moet deel wees van sy koninkryk. Daarom wat ons doen, wat ons sê nie ons nie uit ons eie nie, en wat ons doen ons nie uit ons eie nie, maar dis God se gees wat binne in ons opereer. U sal verstaan
toe die Here die hemel en die aarde geskaap het, toe het hy die mens gemaak na sy ewebeeld. En dit was 'n wonderlike iets wat hy gedoen het. Ons lees in Matteus. U kan dit miskien nie so baie duidelik sien nie, maar bear with me. In Matteus 6 vers 33 sê, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet wat julle nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy ook aan julle al die ander dinge gee. Beywer jou. Jy moet leef vir sy koninkryk. Jy moet loop vir sy koninkryk. Jy moet praat, want jy is 'n kind van die koninkryk. Wat jy doen uit jou binneste uit, moet getuig van die koninkryk van die Here onse God. En dan is ek nogal 'n bietjie taken back, want u weet, die mense wat vir Jesus baie bevraagteken het, was inteendeel die grootste vraag het hy gekry van die gelowiges. Hy was gevra toesvra deur die gelowiges. Hy was ook toesvra gevra van sy eie disippels. En u weet, in daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En hy het 'n kind nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel inkom nie. Wie homself gerig ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Nou, is dit nie merkwaardig nie? Want as 'n kind uit lyn uit getrap het, en jy gee hom so raps, en 'n traan loop, hy kom later weer na jou toe. Hy het die gesindheid van vergewing, hy het die gesindheid van aanvaarding, hy het die gesindheid van vertroue in 'n groot mens. Amen. En dis beslis die waarheid, dat die Here Jesus die kind moet gebruik as 'n voorbeeld. En die Here Jesus sê aan sy disippels, sê, as jy nie gaan word soos 'n kind nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Die belangrikste van die koninkryk van die hemel is 'n koninkryk wat jy nie kan agteroor sit en wag dat iets moet gebeur nie. Jy moet dit maak gebeur. Dis in Matteus. Dis Matteus 13 vers 44 wat verklaar: met die koninkryk van die hemel gaan dit soos 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Die koninkryk is soos 'n skat wat iemand op afgekom het. Nou, ek kan vir my voorstel, as jy 'n skat ontdek, jou eerste ding wat na jou kop toe kom, is kyk in die ronde, wie het gesien? Want dit is nou 'n groot fonds. En die woord sê hier in Matteus, die persoon wat afkom op die waardevolle skat, hy maak dit onmiddellik toe. Hy maak dit onmiddellik
onmiddellik, dis nou my eie. En ek kan vir niemand sê nie. Dit is hoe die koninkryk van die Here vergelyk kan word. Dat dit is soos 'n skat wat iemand afkom. Hy maak dit toe en dan gaan hy terug. Dan gaan verkoop hy alles wat hy het. En met sy opbrengs gaan koop hy daardie stukkie grond en vertel niemand wat hy geontdek het nie. Prys die Here. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie besonders nie? Om deel te wees van die koninkryk van ons God nie. En in Matteus 13 vers 31 sê, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie. Nou, 'n mosterdsaadjie is mos baie klein. En dan praat God se woord ook van ons geloof. Jy moet geloof hê soos 'n mosterdsaadjie. En daai geloof gaan jou in staat stel om berge te beveel om te skuif. Die geloof van hom, you don't have to have a great amount of faith. You should just have faith the size of a mustard seed. You must, jy moet nie baie geloof hê om onmoontlike dinge te doen nie. Jy moet nie baie geloof hê om vir die sieke te sê, word gesond nie. Jy moet nie baie geloof hê om aan die krepele te sê, jy kan loop vandag nie. Jy hoef nie klomp geloof te hê om aan iemand wat doof is te sê, jy kan hoor nie. Jy moet slegs die geloof so groot soos 'n mosterdsaad het. Hy sê, en die mosterdsaadjie het iemand gevat en in sy land geplant. Dit is die kleinste van alle soorte saad. Maar dit het uitgegroei en dit het groter as al die tuinplante geword. En dit het 'n boom geword sodat die voëls in sy takke kom nes maak het. Amen. Ek sien die begroting toe Trevor Manuel die minister van finansies was. Toe staan hy daar. Toe sê hy, nou u weet, ek het altyd gewonder van die ouens, die politikusse. En u weet wat hy sê. Hy sê, before I'm going to proceed with a budget, I want to encourage all of you to go home and to plant a tree so that your family can enjoy the shade of the tree. Dierbares, en toe leer ek ook uit die gedagte van Dr. Anton Rupert. Hy het genoem, hy het gesê, if you are kind to the earth will be kind unto you. As jy die aarde behandel met waardering, sal die stort en die seën van die aarde ook jou tegemoet kom. Daai mosterdsaadjie, daai klein geloof het hy geplant. En wat het daar opgekom? 'n groot maaieboom waarvan anders die boom ook kan geniet. En daarom kan hulle in daardie boom nes kom maak. Dit is maklik om selfsugtig te wees. Dit is baie maklik om selfsugtig te wees. En ek het vir iemand gesê, hy sê, ja, ek het nie geld in my brood, swak. Jy weet, ons kalles praat ons is swak. Ek sê, weet jy, hoekom het jy nie geld nie? Is seker omdat die Here nie jou kan vertrou met sy geld nie.
weet wat merkwaardig is hier in die boek van Daniël, is dat dieselfde koning wat bely van die grootheid van ons God, is dieselfde koning wat vir Daniël en sy vriende in die hoogoond gegooi het. En toe die vuur hulle nie kan skroei nie, toe die vuur hulle nie kan bykom nie, sê dieselfde koning, luister, maak die oond nog warmer. Here, is net merkwaardig. As jy 'n kind van die Here is, sal jy niks oorkom nie. Jy sal niks oorkom nie. En weet u wat het ek geontdek? Ek het geontdek dat baie van die siektes wat ons so lekker en maklik aankleef, is net mind siektes. It starts and develops in your mind. So the same method that you take these illnesses onto yourself, het u geweet, baie van ons klim, is besig om uit die bed uit te klim, dan sê ons alreeds, my bene gaan pyn, my rug gaan seer wees vandag, ek kan voel my kop draai. Amen? Is die waarheid. Maar if you start to rebuke those mindful illnesses, they will disappear from you. En oh, halleluja, ek sê vir myself, Here, laat daar nie iemand baie naby aan die persoon staan nie, want die siekte moet gehuisves word. Die bene wat pyn, sal sommer aan die volgende persoon gaan, wat hier naby is. Prys die Here. Nebukadneser, die man wat mense wil forceer om die konings te aanbid, dieselfde man wat vir Daniël hulle disrespek, dieselfde man wat niks wil te doen hê met die God van die leerskare nie, dieselfde man verander sy deentjie hier in Daniël 41, hy sê, dis die belydenis van Nebukadneser. Hy sê, koning Nebukadneser het aan al die volke, nasies en taalgroepe, wat oor die Here wêreld gesê, ek, Nebukadneser, getuig met blydskap, dat dit die tekens en dat ek die tekens en die wonders van die allerhoogste God gedoen het, het ek kon belewe, hoe groot is sy tekens, hoe magtig is sy wonders, sy koninkryk is die enigste koninkryk. Bely met jou mond dat Christus die God is wat opgestaan het, wat van die graf 'n monument gemaak het en aanskou die verandering in jou lewe. Nebukadneser het tot 'n besef gekom. Ek het die God geonderskat. Ek het die God gevat teen face value. Ek het hom nie gerespek nie. Ek het die mense wat hom aanbid nog minder gerespek. En daarom kan daai vuur oond niks. Oh, ek wens ek was saam met Daniël. Because ek sal gesê het, niks maakie bro, niks maakie. Niks maakie, try again. Niks maakie. Jesus vra in Lukas 13 vers 20 tot 21 vra Jesus weer, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dan sê hy, dit is so suurdeeg wat 'n vrou geneem het en in 3 sate koringmeel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur is. Die koninkryk word vergelyk met 'n sate suurdeeg wat in die sate meel ingewerk het totdat almal daai deeg suur
effek van die suur kan beleef. Hy sê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Luister, as jy gevul is met die Heilige Gees, dan het jy die koninkryk binne in jou. En dit is verskriklik. Pastor Tommy, ek sê dit is verskriklik aansteeklik wanneer God se Gees in jou begin werk. Jy sal in 'n vergadering kom, dan sal hulle sê, hier's ietsie lekker nie. Of hier voel ietsie reg nie. Hier's iets snaaks. Maar dis jou teenwoordigheid wat die atmosfeer verander. Jou teenwoordigheid is bestem om die atmosfeer te verander. Bybel sê in Lukas 3 verse 1 tot 9, en in daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begine preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Baie van ons dink bekering is net vir arme mense. Baie van ons dink bekering is net vir mense wat in hokkies bly. Baie dink is net vir mense moet 'n een single department deficiency. Nee, bekering is vir almal. Bekering is voor jou deur. Bekering klop aan jou kamer van jou hart. Hy sê bekeer jou, bekeer jou. Bekering is 'n moed, want die koninkryk van die Here het naby gekom. Dit is 'n uitroep tot bekering. Is Matteus 6:33 wat sê, inteendeel sien ek nou. Ons het Matteus 6:33 klaar gedoen. Ek lees vir u Matteus 25. Die profetiese rede, die gelykenis van die 10 meisies wat hulle lampe gevat het en om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 was verstandig. Die onverstandige het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie saamgebring nie, terwyl die verstandige saam met hulle lampe ook nog olie in die houers gevat het. Toe die bruidegom lang wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En in die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die lampe gaan dood, maar die verstandiges antwoord, inteendeel, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges die olie gaan koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. U kan vir uself sê, ek is baie lief vir my seun. Ek is baie lief vir my vrou. Ons kom 'n lang pad saam. En ek kan sien hier tussen hulle is daar mense wat 40, 50, 60 jaar getroud is. Maar wat 'n ontnigtering gaan dit wees as u kom haal moet word. En daar by die oospoort wag u vir u geliefde om by u aan te sluit. Maar sy kom nie uit nie. Of hy kom nie uit nie. Hy het dit nie gemaak nie. Hy het dit nie gemaak nie. Stry hard om in te gaan. Koop die tyd uit, want die dae is boos. En daar is soveel doemprofete wat sulke klomp nonsens versprei, propaganda nonsens vir hulle versprei om vir u te beïnvloed, sodat u later in 'n verwarring is aangaande
die koninkryk van die hemel. Is in Matteus 8. Toe Jesus was verwonder toe hy dit hoor. En hy sê vir die mense wat agteraan hom gekom het, dit verseker ek julle, ek het nog nooit in Israel so groot geloof teëgekom nie. Voor ek daai laaste sinsnede daarvan lees, wil ek vir u sê, dit is 'n hoofman oor die soldate, en hy kom vir Jesus tegemoet, en hy sê, Jesus, die man wat in my diens staan, is baie siek. Jesus sê, neem my na hom toe. Hy sê vir Jesus, nee Here, u is nie waardig om in my huis te kom nie. U kan van waar u is, kan u net 'n woord sê, en ek weet, my dienaar sal sy genesing ontvang. U is nie waardig om onder my dak te kom nie. Van waar u staan, sê u net die woord, en my dienaar sal sy genesing ontvang. Jesus sê vir sy disippels sê, ek het nog nooit iemand in Israel met so groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. This is serious stuff, bro. Sister, this is serious stuff. Die is serious stuff. Lukas 6 vers 20 sê, Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseën is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle. Hulle sê gewoonlik iemand wat in die operasieteater is, het gewoonlik 'n bloedarmoede. 'n Verskillende soorte armoede. 'n Bloedarmoede. Daar is verskillende soorte armoedes. Moenie net dink dis monasente wat 'n tekort aan monasente is wat jou arm maak nie. Daar is baie goed waaraan jy arm is. Daar is baie goed. Jy loop al miskien 'n geruime tyd liefdeloos. Jy loop al 'n geruime tyd onder selfsugtigheid. Is dit about my? Is dit ek? Dis 'n armoede aan liefde. Dis 'n armoede aan mens wees. Dis 'n armoede wat u beleef om uit te reik na ander mense. This earth was not made for you. This earth was made for all of us. Jy kan jouself van die voet skiet deur 'n armoede deur te gaan as jy voel alles gaan net omtrent jou. Lukas 22, dankie vir die handklap. Lukas 22 vers 29 sê, insluiting. Net, Jesus antwoord en hy sê, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle. O, kind van die koninkryk, dienaar van God, jy het 'n koninkryk wat deur Jesus Christus aan jou bemaak is. Jy is geregtig op die koninkryk. Jy is geregtig op 'n lewe vrugbaar en iemand wat vir iemand anders iets beteken. Want jy is 'n kind van die koninkryk. Jesus Christus was nog nooit selfsugtig nie. Maar Jesus Christus het gekom vir my en vir u. En Christus se gedagtes was dat ons lewe en lewe in oorvloed sal hê. Lewe en lewe in oorvloed. U weet, ek word so aangemoedig wanneer ek sien daar is studente
wat hulle klaarmaak vir tersiêre opvoeding. Studente wat 'n visie het. Laat niemand jou visie begin kelder nie. Jy kan word enige iets in die wêreld. En moenie sê, daar is te veel dokters nie, daar is te veel professore nie, daar is te veel ministers van finance nie, daar is te veel dit. Nee. Beywer jou, want jy as 'n kind van die koninkryk. Amen.